Goeiemôre, dankie dat ons so lekker kan saamkuier vanoggend. Hoop dat jy lekker snoesig warm is, so te midde van die ysige winter wat vir ons beet het. As die Here wil, volgende week, dan het ons erediens in die kerkgebou. En so aan die einde van hierdie video sal daar dan ook 'n e-posadres wees waarop jy kan reageer, net om dan te kan bevestig dat jy ook hier sal wees en dat ons so te midde van dit ook al die regulasies nakom wat daar vir ons gestel word. Ons is in koninkrykstyd en ons lees in hierdie tyd koninkryksgelykenisse, maar voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Heer, ons eer U vir die wonderlike goedheid. U is die koning van die konings, die Heer van die Here. En ook in hierdie koninkrykstyd dink ons opnuut daaraan dat U die koning is en dat U koninkryk aan die kom is, dag vir dag, oomblik vir oomblik. Help vir ons om ook mee te werk daaraan. Dankie vir U woord waaruit ons kan lees. Ons wil bid dat ons dit sal verstaan en dat ons daarop sal reageer. Dring ons deur U Gees in Jesus se naam. Amen. Ons lees dan weer koninkryksgelykenis, soos wat ek net gesê het. Ons lees uit Matteus 13 vers 47 tot 52. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerlei soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Verstaan julle al hierdie dinge? Ja, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Dus soos ek gesê het, ons lees dan ook vandag koninkryksgelykenis in hierdie koninkrykstyd. En die Here Jesus het dan ook baie gelykenisse vertel. Trouwens, in dieselfde hoofstuk wat ons vandag gelees het, net 'n bietjie vroeër, in vers 34 staan daar, al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer, en sonder 'n gelykenis het hy hulle nie geleer nie. In baie van die gelykenisse kry ons ook 'n herhaling van sekere dinge. Dink maar aan die kwessie van die saad wat voorkom in die gelykenis van die saaier, sowel as in die gelykenis van die onkruid in die saad. Dink aan die gelykenisse wat ook in hierdie hoofstuk voorkom, soos die herhalende verwysing na skatte. Die skat in die saailand, die gelykenis van die waardevolle parel en so meer. En hierdie herhaling het die Here Jesus dan ook doelbewus gedoen om 'n punt tuis te bring, om iets te beklemtoon. Maar in elke gelykenis is daar dan ook iets besonders, iets baie spesifiek wat hy wil uitlig. En is dan ook vir ons belangrik om vandag te gaan soek na daai baie spesifieke saak in die gelykenis wat ons gelees het. Nou die tema van die boodskap vandag is dat die koning ook die regter is. En in die eerste plek kyk ons na, daar kom 'n finale skeiding. Nou Jesus se prentjie oor die finale oordeel, hier geteken as die skeiding tussen die goeie en die onbruikbare vis, bring mens dadelik by die essensie van die saak, want die woord oordeel beteken om te diskrimineer of onderskeid te maak. So staan dit eintlik in die Aramees, of sou dit wees in die Aramees wat die Here Jesus dan as huistaal sou gebruik het. Maar in die Grieks waarin dit geskryf is, beteken dit oordeel of verdeel of skei. Daar is 3 baie belangrike dinge om raak te sien rondom hierdie skeiding of oordeel. In die eerste plek, die skeiding is absoluut. Dit beteken dat op die dag wat God se oordeel kom, sal daar geen vermenging meer kan wees nie. In die mandjies, volgens vers 48, sal daar net goeie visse wees. En die slegtes sal almal weggegooi word. Daar sal geen slegte vis in die mandjies kom nie, en geen goeie vis sal weggegooi word nie. Vers 49 sê, die engele sal uitgaan en die slegte skei van die goeies. Sien, daar is nie 'n derde moontlikheid nie. Jy sal of in die mandjie wees, of jy sal weggegooi word.
Anders gestel, of jy sal saam met God en sy kinders in die hemel wees, op grond van die feit dat jy skoon gewas is in die bloed van Jesus Christus, of jy sal in die hel wees, sonder Christus, sonder hoop. Niemand sal gedeeltelik in die een groep en gedeeltelik in die ander groep wees nie. Nee, dit is 'n radikale skeiding. Die tweede ding rondom die skeiding is dat die skeiding wat by die oordeel kom, eintlik reeds vandag bepaal word. Die rede hoekom jy jou na die skeiding op 'n sekere plek bevind, word nou reeds hier op aarde bepaal. As mense na Christus se ander gelykenisse kyk, dan word dit bepaal deur die feit of jy die goeie saad van die evangelie ontvang het, of jy in Jesus Christus geglo het of nie, of jy alles wat vir jou waardevol was, gelos het om die verlossing in Jesus Christus deelagtig te word. Elkeen van ons ken tog mos vandag reeds die antwoord op hierdie vraag. Ek weet mos vandag reeds of ek Christus as verlosser aanvaar het of nie. Die skeiding wat eendag sal plaasvind, word dus vandag reeds bepaal. En jy het mos vandag die keuse om deel te word van die visse in die mandjie of van die visse wat weggegooi word. Want as jy nie keuse uitmaak om te wees tussen die visse in die mandjie nie, is dit noodwendig jou keuse dat jy weggegooi wil word. Wat jou keuse ook al is, die keuse wat jy vandag uitoefen, bepaal jou bestemming vir die ewigheid. Die derde saak aangaande die skeiding is dat dit permanent is. Niks kan meer permanent wees as die versameling van die goeie vis en die weggooi van die slegte vis nie. In die dag van oordeel, die dag van skeiding, sal daar nie meer 'n geleentheid vir bekering wees nie. Die dag van redding sal dan verstryk het. Daar is die verhaaltjie wat vertel word van die hoofduiwel wat eendag al die ander duiwels bymekaar geroep het en gesê het dat hulle plan moet maak, want daar is eintlik te min inskrywings in die hel. En toe sê een van die duiwels maar, kom ons vertel die mense die leuen dat God nie bestaan nie. Toe sê die hoofduiwel, nee, dit sal nie help nie, hulle weet God bestaan. En toe sê 'n tweede duiwel sê toe maar, kom ons vertel hulle dat Satan nie bestaan nie. Toe sê die hoofduiwel weer, nee, dit sal nie help nie. Die mense kyk na al die hartseer en geweld in die wêreld. Hulle weet ek bestaan. En 'n derde duiwel kom toe met die plan vorendag. Hy sê, kom ons vertel vir hulle, daar is nog baie tyd. Kom ons vertel vir hulle, daar is nog baie tyd. Ja, Satan het al vir miljoene mense vertel dat die dag van oordeel nog ver is en dat daar nog baie tyd vir bekering is. Die Here Jesus vertel hierdie gelykenis sodat jy kan weet dat die oordeel werklik is. Dat die skeiding kom en die tyd om iets daaraan te doen is nou. So luister na hom en glo hom. So wat die oordeel betref het ons gesien dat dit absoluut is, dat dit nou reeds bepaal word en dat dit permanent is. In die tweede plek kyk ons na die smarte van die hel. Nou die hel is ongelukkig een van daardie onderwerpe waaroor party predikante te veel preek en ander te min preek. Wat volgens Christus maak dit dan so erg in die hel? Nou die een ding is die lyding. In vers 50 sê hy, daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dikwels vra mense of die hel letterlik uit vuur bestaan. Nou dis eintlik 'n beeld wat die Bybel gebruik. Dikwels gebruik die Bybel juis 'n beeld wanneer dit gaan oor 'n saak wat ons nie baie goed kan verstaan vanuit 'n aardse perspektief nie. Punt is dus dat die hel se smarte so erg is dat dit vir ons totaal ondenkbaar is. Daar is nie 'n manier hoe ons met ons menslike verstand nou kan begryp hoe erg die hel werklik is nie. Die tweede ding by die hel so erg maak is dat jy jou seëninge op aarde sal kan onthou. Jou geheue sal dus bydra tot jou smart. In die verhaal van Lazarus en die ryk man, ken ons dit dat Lazarus hemel toe gaan en die ryk man gaan hel toe. Die ryk man vra dan aan Abraham dat Lazarus net sal kom en sy tong met 'n druppel water sal nat maak. En dan antwoord Abraham in Lukas 16 vers 25, my kind, onthou,
dat jy in jou lewenstyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Dit is vir my een van die mees angswekkende stellings in die Bybel. Die ryk man word aangesê om te onthou. Om te onthou hoe hy 'n lewe geniet het vol goeie dinge, sonder dat hy hom aan God gesteer het. Onthou dit. Daar is geen geheueverlies in die hel nie. En so gaan dit aan vir 'n ewigheid. Dit is eintlik sê, die ewigheid. As jy vandag sonder Christus is, weet net hoe teleurstellend jou lewe ook al mag wees. Daar sal 'n dag kom wat vandag goed sal laat lyk in vergelyking met jou lyding. En jou geheue sal die heeltyd op jou die jag maak, behalwe as jy jou tot Christus bekeer. Die derde ding wat die hel so erg maak, is jou skuldgevoel oor die aandeel wat jy gehad het, om ander ook daar te laat beland. In die verhaal van Lazarus en die ryk man, lees 'n mens dat die ryk man vra, ek smeek u dan, Vader, stuur hom, sê vir Lazarus, tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Hoe is dit dat hy so skielik dan nou besorgd is oor sy broers, oor hulle bekommerd is? Dit is sekerlik nie omdat hy hulle lief gehad het nie. Daar is nie iets soos liefde in die hel nie. Nee, dis as gevolg van sy skuldgevoel. Hy het 'n verantwoordelikheid gehad teenoor sy broers wat hy nie nagekom het nie. Hy het geweet dat hulle as gevolg daarvan dieselfde lot as hy sou hê. Brownlow North skryf hieroor, the one thing that can add agony to the agony of the lost is being shut up forever in hell with those they have helped to bring there. Being shut up forever in hell with those they have helped to bring there. En North skryf verder hieroor, en verskoon die lang Engelse aanhaling, maar ek glo dis belangrik ter wille van die argument. Hy sê, you godless fathers, be warned. If you lead your sons along the path you have chosen, they will be present to condemn and curse you in that day. Your agony will be greater because of it. You mothers, be warned. If you neglected the spiritual welfare of your daughters, the day will come when you will want to pray, send Lazarus to my daughters, but the time will be past. They will perish, and you will be to blame. Broer en suster, die oordeel kom, die skeiding kom, die finale skeiding en ewige skeiding sal daar wees. Maar jy het vandag al 'n sê daaroor. Die vergifnis en die genade van die Here Jesus is vandag tot jou beskikking. Hy wag eintlik met uitgestrekte arms vir jou. Die besluit is joune. Wat sal dit wees? Amen. Kom ons bid. Heer, baie dankie vir u liefde en u genade, en dat u ons vandag weer uitnooi om u kinders te wees, dat ons die ewige smart gespaar sal bly, sodat ons ewige vreugde saam met u en u kinders kan beleef. In Jesus se naam. Amen.